1 Petrus 2 en ons kyk na vers 6 tot 8, maar kom ons lees saam vanaf vers 4 af, tot en met vers 10. Dis die gedeelte wat eintlik alles aan mekaar vasgebind is, en dis waar Petrus spesifiek verwys na Ou-testamentiese skrif. En die bedoeling agter dit is om vir ons te leer uit die Ou Testament dat ons die verbond wat God met ons as Nuwe Testamentiese gelowiges gesluit het, is veel beter as dit wat Israel gehad het. En die rede is want Jesus Christus is 'n beter verlosser. En natuurlik is hy die verlosser van almal in God natuurlik. Maar kom ons lees dan van vers 4 af tot en met vers 10. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En dan ons teks van vanoggend: daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir hulle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het. Dit het 'n hoeksteen geword en is 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So ver ons geleesde gedeelte. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help en vir ons sal lei, dat ons deur sy woord sal leer en dat ons deur hom bemoedig en versterk sal word in die geloof. Kom ons bid. U woord, Here, is kosbaar, en ek bid, Here, dat u ons sal help, dat u woord vir ons meer kosbaar sal wees. Maar Here, wat help dit as ons u woord kosbaar vind en nie glo dit wat u woord ons leer nie. En daarom is dit so belangrik wat Jakobus vir ons leer, dat ons nie net moet hoorders wees nie, maar ons moet daders wees. Ons moet hierdie boodskap vat en deel maak van ons lewe. Ons moet ons hoop geheel en al in Jesus Christus plaas. En dan moet ons onsself beywer om hom te verheerlik deur ons dade. Maar ek bid, Here, dat u vir ons sal help vanoggend om ons eie harte te ondersoek, of ons waarlik in die geloof is of nie. Want hierdie dinge is van ewige waarde. Dis van ewige belang. En so ons bid, Here, verheerlik u self vanoggend deur die verkondiging van u woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons talle verskillende maniere waarop mense daarvan hou om persone te kategoriseer. Een van die kategorieë wat ons baie keer hoor, 'n populêre manier hoe mense gekategoriseer word, is mense ryk of arm. 'n Ander manier waarop partymal mense onderskei is op grond van, is hy manlik of vroulik. Nou vandag in die moderne wêreld is dit natuurlik 'n groter uitdaging vir baie as wat dit is, maar die feit is, dit is die twee kategorieë wat daar bestaan, manlik of vroulik.
Ander probeer om mense te kategoriseer op grond van hulle herkoms. Is hy Europees, is hy Afrikaan, is hy Amerikaans, wat is hy, waar kom hy vandaan? Nog 'n manier om mense te kwalifiseer is op grond van aantreklikheid. Is iemand mooi of is hulle lelik? Is hulle oorgewig of is hulle skraal? En so kan ons aangaan met verskillende kategorieë waarin die wêreld mense probeer plaas, maar Petrus kom hier vanoggend met 'n baie belangrike en insiggewende klassifisering van mense. Sy klassifisering is, hy vra die vraag, is iemand 'n gelowige of is hy 'n ongelowige? Dis die twee kategorieë. Anders gestel, is Jesus Christus vir jou kosbaar of is Jesus Christus vir jou 'n steen des aanstoots? Dis 'n kategorisering wat nie net hier op aarde belangrik is nie. Dis 'n kategorisering wat vir ewig belangrik is. Want hoe jy reageer op Jesus Christus, dit bepaal nie, dit getuig waar jy die ewigheid gaan deurbring. Gaan jy die ewigheid in die hel deurbring? Of gaan jy die ewigheid in die hemel deurbring? Daar's niks meer belangrik of insiggewend as 'n onderskeid tussen mense as dit wat Petrus hier vanoggend vir ons sê nie. Daar's nie 'n middelweg nie. Jy is of 'n gelowige in Christus of jy is 'n ongelowige. En dit bepaal of dit uiteindelik getuig van wat jou uiteinde sal wees. En moet my nie verkeerd verstaan vanoggend nie. My vraag hier is nie, kom jy kerk toe of nie? Kom ek herinner julle dat die Joodse leiers van Jesus se dag was elke dag in die tempels en die sinagoges. Elke dag. Hulle was van die mees godsdienstige mense wat voor oë ten minste onder die volk van Israel bestaan het. Hulle het prominente posisies beklee, hulle was mense wat gerespekteer is, mense het opgekyk na hulle en hulle was die wat Jesus Christus verwerp het. Hulle was ongelowiges binne in die kerk. En Jesus en Petrus plaas hulle, daardie vooraanstaande Joodse leiers, plaas hy in dieselfde kategorie as die mees gruwelose sondaars in hierdie wêreld. En dan, aan die ander kant kry jy 'n gruwelike sondaar, soos die man, die moordenaar aan die kruis. Die moordenaar aan die kruis wat sy hele lewe lank Jesus verag en verwerp het, en in een oomblik sien hy die kosbaarheid van Christus en vandag is hy saam met hom in die paradys. Jou reaksie op Jesus Christus getuig waar jy die ewigheid gaan spandeer. Dis die boodskap wat Petrus vanoggend vir ons wil oordra, en hy doen dit deur gebruik te maak van Ou Testamentiese beelde. En so ons titel vanoggend, Christus die hoeksteen omhels of verwerp. Elke mens se reaksie op Christus getuig van sy uiteinde. En ek wil hê ons moet sien hoe Petrus ons dan vanoggend in een van twee kategorieë plaas. Die eerste kategorie waarin hy ons plaas, is as gelowiges ons eerste hoofpunt, Christus is kosbaar vir gelowiges. Christus is kosbaar vir gelowiges. In ons teks laasweek het ons gesien, Christus is die lewende steen waarop God sy kerk bou, en dat elke ware gelowige is een van die stene in daai gebou, wat ons moet laat opbou, tot 'n geestelike en 'n heilige deel van God se gebou. En dit met die doel dat ons uiteindelik ons hele lewe as 'n welgevallige offer aan God kan bring. Maar ons kan dit net doen
Ons kan dit net doen, het ons laasweek gesien, as ons na Jesus Christus kom. Ons kan dit net doen as ons bou op Jesus Christus, wat die hoeksteen van daardie gebou is. Hy wat uitverkore en kosbaar 'n lewende steen van God is. Die lewende steen. En so Petrus kom dan vanoggend en hy bou voort op daai selfde beeld in 'n sekere sin. Hy verwys nog steeds na Jesus in 'n sekere sin as 'n steen, maar hy kom nou by twee ander Ou Testamentiese verwysings wat Jesus 'n steen of 'n rots dan nou noem. En so vers 6, dan haal Petrus hier in ons teks Jesaja 28 vers 16 aan. En dit verwys natuurlik na Jesus Christus. Nou, wat is die konteks van Jesaja 6? Dit is belangrik dat ons dit verstaan. In Jesaja hoofstuk 28, verskoning, Jesus praat van die Joodse leiers en hy sê, ek sal julle verwerp. Dis vers 14 tot 15. En in julle plek, sê hy, gaan ek 'n nuwe vaste fondament vestig. Jesaja 28 vers 17 tot 21 verwys daarna. Ek gaan 'n nuwe vaste fondament vestig en dit sal hy doen, sê hy, deur 'n nuwe beproefde, kosbare en vaste grondsteen, 'n hoeksteen te lê in Sion. En dit natuurlik Jesaja 28 vers 16 is Jesus Christus. So, met ander woorde, God gaan 'n nuwe begin maak. Hy gaan, as ons dit so kan stel, 'n nuwe verbond sluit. Hy gaan 'n nuwe fondasiesteen in Sion lê. Hy gaan Jesus Christus stuur. En julle sien hoe mooi sluit dit aan by laasweek se teks, nee. Vers 4 en vers 5 se teks. Ons as gelowiges is lewende stene in God se gebou, wat gebou is op die enigste ware lewende steen, Jesus Christus, ons Here. Maar kom ons kom terug by ons teks. Hier's wat Petrus in ons teks vanoggend sê, die eerste deel daarvan. As jy in hierdie hoeksteen wat God uitverkore en vir God uitverkore en kosbaar is, as jy in hierdie hoeksteen glo. Anders gestel, as jy in Jesus Christus glo, sal jy nooit beskaam word nie. Sal jy nooit beskaam word nie. Nou wag so 'n bietjie, sê jy vir my. Sal ek nooit beskaam word nie? Ek as 'n gelowige word gereeld verneder. Word gereeld verag deur die mense van hierdie wêreld, sê vir my. Mense kyk neer op ons. Mense haat ons selfs en hulle haat ons vir geen ander rede. En die enigste rede hoekom hulle ons haat is omdat ons in Jesus Christus glo. En dis nie net waar van ons tyd nie. Dis nie net waar van jou nie. Dis waar van die Christelike geloof deur die eeue heen. Is dit nie? Christene was nog altyd verag, nog altyd verwerp, nog altyd vervolg en selfs nog altyd vermoor. So wat bedoel Petrus dan hier in ons teks as hy sê, as jy in die hoeksteen wat God uitverkies het as en kosbaar ag, as jy in hom glo, sal jy nie beskaam word nie. Wat bedoel Petrus? Nou, Petrus praat nie van die reaksie van mense teenoor ons nie. Want dis uiteindelik van min belang is dit nie. Mense kan ons verag, hulle kan ons verwerp, hulle kan ons selfs vervolg, hulle kan ons self vermoor, maar dis uiteindelik nie wat regtig belangrik is nie. Petrus praat hier van die dag van oordeel. En op daardie dag sal niemand wat in Jesus Christus glo beskaam word. Dan wil dit werklik saak maak. Dit praat van God se oordeel, net soos Romeine 9 vers 33, net soos Romeine 10 vers 11 ook praat van God se oordeel. Dit praat van daardie oomblik wanneer dit werklik saak maak
Daardie oomblik sal jy, as jy in Jesus Christus glo, nie beskaam word nie. Die wonderlike ding van die evangelie is dat enige en elke ware gelowige sal nie eendag voor God staan sonder 'n geregtigheid nie. Ons elkeen sal 'n geregtigheid hê. As jy in Jesus Christus glo, sal jou geloof jou nie op daardie dag in die steek laat nie. Jou geloof in Jesus Christus is die getuienis dat jy die ewige lewe ontvang het. En so ja, die wêreld mag ons verneder en verag. Hulle kan maar aanhou soos wat hulle wil, nee, dis wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs hoofstuk 1:28 tot 30. Hy sê presies dit, dat die evangelie wat ons so kosbaar vind, dit vind die wêreld as dwaas. En hulle verag dit. Hulle ag dit as niks. Hulle sien dit as swakheid. En dan sê Paulus, en juis daardie boodskap wat hulle as swak sien, dit sal God gebruik om hulle te beskaam. Terwyl die wat in Christus is, sê Paulus, hulle is die ware wyses, want hulle sal geregverdig word. Hulle sal geheilig word. Hulle sal verlos word. Broer en suster, elkeen wat in die Here Jesus Christus glo, hoef nie die dag van oordeel te vrees nie. So seker as wat Jesus Christus die uitverkore en kosbare hoeksteen van God is wat hy in Sion gelê het, so seker sal elkeen wat in Jesus Christus glo op die dag van oordeel nie beskaam word nie. So seker so wat jy glo, so seker sal jy gered word. In die woorde van Jesaja 61 vers 6 tot 7, dis 'n profesie, en dit sê, maar julle sal priesters van die Here genoem word, en julle sal gesê word, aan julle sal gesê word, dienaars van God, julle sal die rykdom van die nasies eet, op hulle heerlikheid julle beroem, in plaas van julle skande, ontvang julle 'n dubbele deel, sê die profeet. En in plaas van julle smart, sal hulle jubel oor julle deel. Daarom sal hulle in hulle land 'n dubbele deel in besit neem. Ewige vreugde geniet. Dis wat op ons wag. Sekere ewige vreugde. Daar kom 'n dag van oordeel, broer en suster, vriende, dit kan ons nie by verbykom nie. Daar sal 'n dag van oordeel kom. 'n Dag waarop elke mens voor die Here Jesus Christus sal staan. 'n Dag waarop elke mens geoordeel sal word op grond van hulle werke. 'n Dag waarop Jesus Christus geen ander oordeel oor enige van ons kan vel as om te sê, jy is skuldig. Jy verdien die ewige hel nie. Daardie dag kom. Maar as jy glo in die hoeksteen wat God self uitverkies het en kosbaar ag, dan sal jy, omdat jy in Jesus Christus glo, die ewige lewe ontvang. Nie op grond van jou eie geregtigheid nie, maar op grond van hom wat gesterf het vir elke sondaar wat in hom glo. En ons sal nie beskaamd staan op daardie dag nie. Die geregtigheid van Christus sal aan ons toegereken word. Luister wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom.
Ons sal geregverdig word op grond van die bloed van Jesus Christus. Elkeen wat in hom glo. Dis net die wat in Christus is, sê Filippense 3 vers 9, wat deur die geloof die geregtigheid wat uit God is sal ontvang. Dis elkeen wat in Jesus Christus glo, sê Romeine 3 vers 22, wat aan wie Christus sy geregtigheid sal gee. Ons kan verseker wees, broer en suster, dat elkeen wat in Jesus Christus glo, soos 2 Timoteus hoofstuk 4 en vers 8 vir ons sê, sal op daardie dag die kroon van geregtigheid kry. Die vraag vanoggend hier, broer en suster, vriende, die vraag vanoggend hier is, glo jy in Jesus Christus? Is Jesus Christus kosbaar vir jou? Dis die vraag hier vanoggend. Maar dit bring my by nog 'n vraag wat ons vanoggend moet vra, en dis dan ons tweede hoofpunt vanoggend. Christus is verwerplik vir ongelowiges. Christus is verwerplik vir ongelowiges. So daar's die een vraag, is Jesus Christus kosbaar vir jou? Die tweede vraag is of is Jesus Christus vir jou verwerplik? Daar's nie 'n middelweg nie. Dis of die een of die ander. En moet nie 'n fout maak weer eens nie, broer. Moenie dink ek kom kerk toe, so dit beteken Jesus moet vir my kosbaar wees nie. Dis nie waar nie. Herinner julle weer. Die Jode en die Joodse leier van Jesus se tyd was elke dag in die sinagoges, elke dag in die tempel. En dus Jesus self, wat hierdie teks op hulle van toepassing maak, is dit nie. Matteus 21 vers 42, Handeling hoofstuk 4 vers 27, doen Petrus dit ook en sê, dat julle, die leiers van die Joodse volk, julle het saamgesweer, om Jesus te kruisig. Julle het Jesus Christus verwerp. So moenie dink, kerk toe kom, gaan jou hemel toe vat nie. Terwyl dit waar is in ons dag, dat daar baie mense is wat Jesus Christus openlik verwerp. Ons is dankbaar vir die feit dat hulle dit ten minste openlik doen, sodat ons kan weet wie is die ongelowiges. Maar die probleem is, die kerkbanke sit net so vol ongelowiges. Mense wat Jesus verag. En dis juist Petrus se punt hier is, hy sê, sy punt is, vir elkeen wat in Jesus Christus glo, is hy kosbaar, maar vir almal buitekant dit, almal wat nie in Jesus Christus hom kosbaar ag nie, almal wat nie in hom glo nie, elkeen van hulle verwerp hom. Of hulle dit sê of nie. En so my vraag vanoggend hier is nie, hou jy van Jesus nie? My vraag hier vanoggend is nie, verdra jy gesprekke of is jy bereid om te luister na prediking van Jesus Christus nie? Dis nie die vraag nie. Die vraag is nie hoe gereeld kom jy kerk toe nie. Die vraag is nie eers hoe aktief is jy betrokke in die gemeente nie, want niks van daardie dinge kan jou red nie. Die vraag is Jesus Christus self, is Jesus vir jou kosbaar? Is hy die hoeksteen van jou geloof? Glo jy in Jesus Christus, plaas jy al jou hoop, en absoluut al jou vertroue net in hom. Net in hom. Want anders, broer en suster, vriende, maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie. Jy is andersins een wat Jesus Christus verwerp. Petrus verwys hier weer na Psalm 118 vers 22, waarna hy laasweek ook verwys het.
Die steen wat deur die bouers verwerp het, het die hoeksteen geword. En dan onmiddellik gaan hy oor na Jesaja 8 vers 14 wat sê, en dan sal hy vir hom 'n heiligdom wees, maar die klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar teen 'n mens struikel. En soos hy punt is, dis nie net die Joodse leiers en die Jode van Jesus se dag wat Jesus verwerp het nie. Petrus se punt is, nee, dit is 'n woord wat geld vir alle ongelowiges, sê hy. Alle ongelowiges. Almal wat nie in hom glo nie, vir elkeen wat nie hierdie uitverkore en kosbare hoeksteen van God kosbaar vind nie, maar dit verwerp. Almal van hulle is ongelowige. Vir elkeen van hulle is Jesus 'n steen des aanstoots, is Jesus 'n rots van struikeling. Om oor Jesus te struikel, of om oor Jesus, of om jou teen Jesus te stam, wat beteken dit? Wel, dit beteken dat jy vind aanstoot of verwerp Jesus. Beteken jy aanvaar hom nie as jou enigste hoop en saligheid nie. Dit beteken jy plaas jou hoop in iets anders as Jesus Christus. Beteken jy val kort. Dit beteken jy mis die weg van verlossing wat God gestel het. Dit beteken jy buig nie die knie voor Jesus Christus as Here nie. Om oor Jesus te struikel is om jou hoop in enigiets anders as Jesus Christus te plaas. Luister wat sê Romeine 9 vers 32 sê, as jy enige van jou hoop in enige van jou goeie werke plaas, dan is Jesus vir jou 'n struikeling. Dan het jy oor Christus gestruikel. As jy enige hoop, sê Romeine 14 vers 21, as jy enige hoop plaas op jou godsdienstigheid, dan het jy oor Christus gestruikel. As jy enige sonde het waarin jy nog steeds voortleef, sonder om dit te bely, sonder om daarteen te veg, sê 1 Korintiërs 8 vers 9, het jy gestruikel oor Christus. Dan beteken dit jy is ongehoorsaam, sê vers 8 vir ons, jy is ongehoorsaam aan die woord van God. Jy is ongehoorsaam aan die woord van God. Broer en suster, vriende, dis tyd dat elkeen van ons hart sal ernstig ondersoek. Want niemand gaan hemel toe omdat hulle goed genoeg is. Tensy jy Jesus Christus omhels as die enigste kosbare, die enigste uitverkore hoeksteen van ons geloof. Tensy jy al jou hoop volkome in hom plaas, is jy vanoggend 'n ongelowige en jou uiteinde is die verderf. Miskien is dit jy vanoggend. Miskien is jy een wat Jesus Christus verwerp het op grond van hierdie punt. Miskien is jy een wat oor hom struikel. Miskien is jy wat jou teen hom stamp. En dan wil ek jou terugnoem na dit waarmee ons laasweek vers 4 begin het. Lees saam met my wat sê vers 4 van ons teks. Kom na hom toe. Die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Kom na Christus toe.
Kom en buig die knie voor Jesus Christus in geloof. Erken hom as die enigste Here, die enigste verlosser van ons geloof. Glo in hom, plaas volkome jou hoop in hom, wat gesterf het. Wat gesterf het aan die kruis, vir sondaars soos ek. Vir sondaars soos jy. Sodat ons eendag nie in die hemel sal ingaan op grond van ons eie geregtigheid. Maar hy het my sonde gesterf. En ek het sy geregtigheid op my. Daar's my hoop. Daar's my hoop. In Jesus Christus en hom alleen. Broer en suster, ongehoorsaamheid aan die woord, soos vers 8 dit stel, is nie 'n klein en onbelangrijke saak nie. Wanneer vers 8 sê, hulle is ongehoorsaam aan die woord, dan praat dit daarvan dat hulle verhard teen die weg. Dis wat Handelinge hoofstuk 19 vers 8 dit noem. Handelinge 19 vers 9. Hulle die enigste weg van verlossing Jesus Christus verwerp. En wat sê Handelinge hoofstuk 4 in vers 11, vers 12, dat daar is saligheid in niemand anders nie. Daar is saligheid in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel waardeur 'n mens gered kan word nie, behalwe hierdie een naam, net deur Jesus Christus. Dis ons enigste hoop. Dis Jesus, sê Matteus hoofstuk 1, vers 21, wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Sodat wat Johannes 3 vers 36 sê waar is. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord van die Here. Wie sal gered word? Dis hulle wat hulle hoop volkome op Jesus Christus plaas. Dis hulle wat, onthou wat ons 'n paar weke terug gesien, 1 Petrus hoofstuk 1 vers 23, dis hulle wat wedergebore is, nie uit verganklike saad, my dade of my goeie optrede nie. Wat nie gered is deur verganklike saad nie, maar deur die onverganklike saad van die lewende woord van God. Deur die werking van die Heilige Gees. Dis die gered sal word. Dis die wat tot in ewigheid sal bly. Versoek jou hart vanoggend, broer en suster, vriende, en as jy 'n ongelowige is, bid dat die Here jou genadig sal wees. En tensy die Gees die grond van jou hart vrugbaar maak, sal jy nie Jesus Christus kan aanvaar nie. Sal jy hom nie kan glo nie. Dis wat Lukas hoofstuk 8 vers 4 tot 15 vir ons vertel, is dit nie. Waarby sê, as jou ongeloof jou vanoggend pla, as jy bekommerd is, dan mag dit 'n getuienis daarvan wees dat die Heilige Gees juis besig is om in jou hart te werk. En dan wil ek jou sê, moet dit nie weerstaan nie. Want, sê Petrus, elkeen wat ongehoorsaam bly is daarvoor bestem. Dis 'n harde woord. As jy in die ongeloof bly, as jy aanhou om ongehoorsaam te bly aan die woord, dan is dit die getuienis daarvan dat jy verlore is.
Deur die jare het ek die evangelie met honderde duisende kinders gedeel. En duisende mense. En baie keer dan wonder ek by myself, hoeveel van daardie kinders, hoeveel van daardie mense is gered? Die antwoord is, ek weet nie, maar dis verseker nie almal van hulle nie. En die rede is nie omdat ek 'n ander evangelie moet verkondig of noodwendig, daar mag dalk iets aan my styl wees wat miskien 'n uitdaging is, maar dis nie die antwoord nie, is dit. Want ek is net die saaier. Dis al wie ek is die een wat die saad saai. Dis God wat die goeie grond moet voorberei, sodat die evangelie geglo kan word. Want elkeen wat in die Here Jesus Christus glo, was voor die grondlegging van hierdie wêreld reeds beskik om te glo. Dis wat Efesiërs hoofstuk 1 vers 4 tot 5 sê en ander tekste soos julle dit daar het. Dis God wat bepaal wie hy vir homself as kinders aangeneem het in Christus Jesus. En as jy vanoggend een is wat in Jesus Christus glo, dank die Here vir sy genade, want dan is jy een van sy kinders. Maar net so sê Petrus dat elkeen wat in die ongeloof bly, wat aan die woord van God ongehoorsaam bly, hulle is bestem om in ongehoorsaamheid voort te leef. Hulle oordeel is lankal bestem. En dit sê 2 Petrus hoofstuk 2 vers 3 en ander tekste ook, soos julle dit daar het. So hier is my vraag vanoggend en hier sluit ek af, broers en susters. Wat maak jy met Jesus Christus? Is Jesus Christus vir jou kosbaar? Of hou jy aan om hom te verwerp as die enigste weg tot saligheid? Nou praat die Here vanoggend met jou hart. Jy mag dalk 'n baie godsdienstige mens wees wat al die jare in die kerk was, net soos daardie fariseërs was. Dit maak nie van jou 'n Christen nie. Miskien praat die Here vanoggend met jou hart. En dan wil ek vir jou sê, moenie die kosbare hoeksteen wat God in Sion gelê het verwerp nie. Wat ek vir jou wil sê is dit wat 1 Petrus hoofstuk 2 vers 4 en 6 sê, kom na hom toe. Kom na hierdie lewende steen wat by God uitverkore en kosbaar is. Want, sê vers 6, die wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Amen. Kom ons bid. Here, ek pleit, Here, dat U vir ons sal help. Dat Jesus inderdaad vir ons kosbaar sal wees. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help, dat ons hoop in niks anders sal plaas nie. Dat ons nie enige ander gode sal aanbid nie, maar meer as dit, dat ons nie onsself en ons eie goedheid probeer bevorder, asof dit vir ons enige hoop gee nie. Pleit, Here, dat U vir ons sal help, dat ons geheel en al ons hoop en rus sal vind in Jesus Christus. Want hy is U uitverkore hoeksteen. Hy is die kosbare steen wat U self gekies het.
sodat elkeen wat in hom glo nie beskaam sal word nie. Mag ons ons hoop vind en rus vind in hom en hom alleen. Bid dit in Jesus naam. Amen.